Good Morning Angels op Jacaranda FM gaan vandag na 'n gesin in Pretoria wat 5 jaar gelede uitmekaar geruk is deur 'n misdaadvoorval. Rowers het in hulle huis ingekom. Tanya en Reinhard was in daardie stadium 17 en 13 jaar oud. Hulle pa was ook by die huis en die uiteinde daarvan was dat die rowers hulle ma met 'n mes in die hart gesteek het en sy is oorlede. Die twee kinders het vir 'n tyd lank in verskillende huise groot geword en in 'n stadium vir 2 jaar mekaar glad nie gesien nie. Nou toe Tanya uit die skool uit is en sy was mondig, het sy besluit sy gaan nie weer laat dit gebeur nie en self besluit om die voog te word van haar broer Reinhard. Sy is nou 22, hy skryf matriek en die twee skrap nou hulle eie potjie, maar volgende jaar en wat Reinhard gaan doen nadat hy matriek geskryf het, is nou nog 'n groot probleem vir hulle. Maar ons hoop ons kan help vanoggend en ons het 'n versoek gekry spesifiek om te help met Reinhard se toekoms en ons het vir Tanya op die lyn. Tanya, dit moet verskriklik moeilik wees om deur te gaan wat jy deur gegaan het, maar tog het jy sterk gebly. Hoe het jy dit reg gekry? Ek weet nie eintlik nie, maar stap vir stap gevat en net geweet ek wil my broer help uit alles uit en hy moet 'n beter toekoms hê as wat ek doen. En ek het gesukkel die laaste paar jare, maar nou eers weet ek stadig maar seker begin beter afgaan. Jy weet, ja, ek wou net rarig gehad dat hy moes soveel as wat hy moontlik kon kry na alles wat ons teruggesit het. Ja, en hy skryf nou matriek. Ja, hy is nou besig met die eindeksamen. Sjoe, dis 'n moeilike tyd vir enige iemand en vir alles jy nie weet wat jy volgende jaar gaan doen nie. Nou ons het iemand baie spesiaal op die lyn. Haar naam is Natalie Rapson en sy is die bemarkingbestuurder van Boston Colleges. Natalie, good morning. How are you going to help this family? What we're looking to do is we looked at this story and this problem in a wholesome way. And I think it's more, as you know, especially if you've taken on responsibility, it's more than just an education, but it's everything that goes along with it. So what we want to do for your brother is a step-by-step process, and it's going to involve, first of all, putting him through a career compass assessment, which is an assessment of his interests and talents so that we can decide, first of all, what career he wants to follow. Once we've done that, we want to take him and whatever it is, any one of the qualifications, we're not going to be prescriptive here. We want him to choose what's going to suit him and what he's going to be passionate about. And we're going to give him 25,000 rands worth of education for next year. But Natalie, that's not all. You've got some more good news for Tanya, don't you? Yes. So what we want to do is also just to remove any obstacles that they're going to come across. We're going to pay you also 1,500 rand in cash to make sure that your brother gets to college and gets back from college and can maybe buy a few textbooks if it's whatever's required. We really want to look after him in a wholesome way. And then at the end of the year, we are going to arrange a session with our counsellor that looks for job experience. And hopefully we will be able to take him and his qualification and try and find him some kind of work experience. Oh, thank you so much. I have really no idea how much this means to me. Ek is een van die mense wat altyd kyk vir wat mense kan help, maar ek het nie besef daar is mense wat iemand glad nie ken nie en hulle sal wil help. Jy weet, om soveel uit hulle pad uit te gaan en jy weet, is nie klein geskenke nie. Hulle verstaan nie wat so groot verskil maak in 'n mens se lewe nie. Vir iemand om dit te doen vir 'n wildvreemde persoon, ek dink yes, dis harthoor. Dit is 'n baie goeie hart en ek wens ek kan ook eendag soveel groot verskille in iemand se lewe maak. Ek wil net vir Natalie Rapson van Boston College baie dankie sê en ook vir Good Morning Angels. Hulle het nie idee hoeveel nie. Hierdie beteken die wêreld vir ons. Baie dankie. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra. Donasies is eenmalig. Besoek ook die Vat my hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.